Goeiemôre broer en suster. Baie welkom vanoggend hier so by ons. Ja, lieflike, warm, lekker naweek wat ons gehad het tot dusver toe. Bederf met die weer, bederf met die rugby, bederf met soveel baie dinge waar ons dankbaar kan wees. En sommer wil ek, terwyl ek nou sommer so 'n bietjie in ons praat, sommer net regtig dankie sê vir almal wat laas Sondag saam met ons kom braai het. Dit was regtig 'n feesgeleentheid geweest. Kyk uit vir die volgende een. Ons sal definitief volgende kwartaal weer so maak. En dan hoop ons, sal ons 'n bietjie meer van u daar sien by die geleentheid ook. Dit was regtig baie lekker geweest. Paar afkondigings. Julle kyk maar asseblief na die blaadjie, daar so 'n klompie prentjies hier op die agterkant op. Paar goedertjies wat gebeur vandag. Se ouer leiding deur Johan Smit is by moedergemeente direk na die erediens 11:00. Hy praat so 'n bietjie daar met die ouers, gee 'n bietjie toerusting daar vir hulle. En dan is 'n lofprysingsaand volgende Sondag aan die 21ste hier by ons in die gemeente van 6:00 af. En almal is welkom. Julle is welkom julle vriende te bring sommer almal wat julle wil saam en ons gaan lekker vir ek wil nie sê vir 'n uur lank aan mekaar sing nie, maar ons gaan lekker saam die Here se naam groot maak en saam as gemeenskap ook van gelowiges net omloof en prys vir al sy goedheid en vir al sy genade en vir die nuwe lewe wat hy vir ons gee ook in hierdie lentetyd. Hierdie week het ons mannebediening ook Vrydag. Manne, ons herinner julle daaraan. En as daar nuwe is wat ons by ons wil aansluit, julle is meer as welkom. Ons trek nou by die tweede deel van Openbaring 3. So julle is welkom saam met ons net te kom inval en saam met ons verder te kuier ook rondom Openbaring. Dit is 6:00 die oggend tot 7:00 toe. Is ons besig daarso. Mighty Men is in vol swang. Iemand het nou gevra daaroor. Hulle is in vol swang. Ons is hard besig om die finale reëlings in plek te kry daarvoor. Kaartjies is beskikbaar by die kerkkantoor. So julle is welkom om te gaan kry, gaan koop sommer 'n spul, deel uit. Kom ons maak die terrein vol. Daar's 'n hele paar duisend kaartjies al verkoop. So ons is dankbaar. Die Here is besig om die geleentheid ook te seën. Ek en Cornelis gaan 12:00 se kant gaan ons ringsitting toe. So vra maar dat julle daaraan ook sal dink in julle gebede. Dat ons ook regtig terwyl ons daar saam is as predikante en ringsverteenwoordigers, dat ons ook regtig die Here se leiding sal ervaar. Verjaarsdae. Kom ons hoor, wie verjaar van vandag af hierdie week tot volgende Saterdag toe? Is enige iemand in hierdie blok wat 'n hand wil opsteek, wat nie skaam is nie? Wat verjaar? In die middelblok, enige verjaarsdag maatjies, Gerrie? Daar sê ek hoop jy gaan baie lekker verjaar, hoor. Mag jy geseënde jaar en nog verjaarsdag hier in hierdie blok. Niks. Hier? Niemand nie. Haas 'n hand. Wanneer verjaar jy? Sy dink Woensdag. Okay. Maar mag dit sommer 'n geseënde week oor die algemeen wees, hoor. Mag jy baie lekker verjaar. En mag jy laat bederf, né? Ekstra soet wees Woensdag. Okay. Weet julle, is mos altyd maar wees ekstra soet. Nog verjaarsdag. Is daar dalk al huweliksherdenkings? Nog nie. Geen huweliksherdenkings nie. Is die kuiergaste vanoggend by ons? Enige kuiergaste? Daar is ons hand. As julle by hulle sit, neem ek aan, julle is daar ergens van die noorde se kant af. Ja, waar presies? Ons kom uit die Noord-Kaap. Noord-Kaap. Waar presies in die Noord-Kaap? Olifantshoek. Maar baie welkom vanoggend hier by ons, hoor. Hoop julle kuier lekker. Hoop ons Bolandse gasvryheid trek julle nader. Nog enige kuiergaste hier by ons vanoggend? Niks nie. Niemand. Nuwe lidmate, nuwe intrekkers. Het julle al sjokoladietjies gekry? Julle het nie. Vanmôre het ek julle raak gesien, so kom gee julle spesiaal vanoggend 'n sjokoladietjie. Daar so sissie.
En mamma? Daar's sy. Dis baie welkom julle hoor. Ek wil nou ook net sê, net vir ingeval sy dalk inluister vanoggend, my eie persoonlike ma verjaar ook vandag. En sy is 'n volle 80 jaar oud vandag. So dit is in ons familie is dit 'n groot verjaardag. Hulle is daar in Bethel by my broer, en my suster is ook daarom saam met haar vandag, so hulle vier daar haar 80ste verjaardag. Wat 'n wonderlike seën, 'n wonderlike geleentheid om ook hierdie ouderdom te kan bereik. En ja, as die Here ons spaar, gaan ons daarom die 26 Desember my pa se 80ste saam vier, dan kan ons opgaan ook saam met hulle te gaan vier. Maar vir elkeen van julle wat verjaar hierdie week, mag dit regtig 'n geseënde week wees. Mag die Here julle net kom vul met sy teenwoordigheid en sy liefde ook in julle lewe. Ek gaan vra dat ons vir 'n oomblik stil raak. Kom ons ontspan net so 'n bietjie in die teenwoordigheid van die Here. Hy wat sê waar 2 of meer in sy naam bymekaar is hy. En daarom kan jy vanoggend weet dat die Here hier is. Deur sy Gees om jou te kom aanraak, om met jou te kom praat, om jou te kom vashou, jou te kom verseker van sy liefde ook vir jou persoonlik. Kom ons word stil. En kom ons berei onsself ook net elkeen voor vir wat die Here vanmôre wil doen. Here, dankie dat U getrou is, selfs al is ons ontrou. Dankie dat U beloof dat niks en niemand ons ooit uit U hand uit sal ruk nie. Dankie dat elkeen van ons as U kinders se name letterlik in die handpalm gegraveer is. Wat net kom bevestig dat ons U sin is. En dat niemand dit ooit sal verander nie. Dankie Here dat U hier is vanmôre tussen ons in U volheid. Vader, Seun en Heilige Gees. En daarom kom ons Here as nietige mense na U toe. En ons kom vra vanmôre Here, kom verheerlik U self deur ons. Mag hierdie erediens Here werklik vir U soos 'n wonderlike 'n geur wees, soos wierook wees wat opstyg na die troonsaal. En mag dit ook die engele rondom die troon, saam met ons, U laat groot maak. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Kom groet julle vanmôre namens ons drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Genade en vrede vir jou. Ons gaan hom loof en prys vanmôre met 'n paar lekker liedjies en ons gaan begin met 'n wat ons 'n hele paar jaar terug laas gedoen het. Ek gaan maar vir Annika vra dat sy die remote hanteer. En ek het hierdie liedjie gekies vanoggend met 'n spesifieke doel, is sodat ons so 'n bietjie as ons hom sing, natuurlik is 'n liedjie wat ons sing vir die Here, maar ons sing hierdie liedjie ook om onsself so 'n bietjie net weer bevestiging te gee. En daarom wil ek eers hierdie liedjie sing. Kyk soms 'n bietjie vir jou gesinslede wat langs jou sit, die mense wat rondom jou sit. Sing hierdie liedjie vir die Here, maar sing hierdie liedjie ook vir hulle. Want hierdie liedjie sê vir ons dat jy, net soos jy is jy goed genoeg om te werk in die naam van die Here. Niemand is te jonk nie, niemand is te oud. Niemand is te lelik nie, niemand is te stout. Jesus roep ons almal om iets vir hom te doen. Hy het jou lief. Hy het jou lief, net soos jy is. Kom ons sing dit vir die Here, kom ons sê vir hom dankie daarvoor, maar kom ons bevestig dit ook in mekaar se lewens, as ons dit hier sing. Kom ons staan, dan loof ons hom lekker saam.
net soos jy is. So is jy goed genoeg, net soos jy is. So is jy goed genoeg, net soos jy is. So is jy goed genoeg, om te werk in die naam van die Heer. Moses het gehakkel, hy kon nie lekker praat. Paulus het 'n doring in die vlees gehad. Petrus het vir Jesus verraai, nog voor die haan vir die kerk gedraai. Net soos jy is, so is jy goed genoeg, net soos jy is. So is jy goed genoeg, net soos jy is. So is jy goed genoeg, om te werk in die naam van die Heer. Niemand is te jong nie, niemand is te oud. Niemand is te lelik nie, niemand is te stout. Jesus roep ons almal om iets vir hom te doen. Hy het jou lief, hy wil jou hê, net soos jy is. Jy is. So is jy goed genoeg, net soos jy is. So is jy goed genoeg, net soos jy is. So is jy goed genoeg, om te werk in die naam van die Heer. Niemand is te jong nie, niemand is te oud. Niemand is te lelik nie, niemand is te stout. Jesus roep ons almal om iets vir hom te doen. Hy het jou lief, hy wil jou hê, net soos jy is. Hy het jou lief, hy wil jou hê, net soos jy is. Hy het jou lief, hy wil jou hê, net soos jy is. Net soos jy is. Kom ons onthou dit. Kom ons onthou dat die Here vir ons lief is, net soos ons is. En dat niks en niemand dit ooit kan verander nie. Want sy liefde is meer. Sy liefde onthou nie ons sonde en skuld. Deur sy genade en deur sy geduld herskep hy ons daagliks om hom te kan eer. Ons sondes ontelbaar, sy liefde is meer. Dis 'n nuwe lied hierdie, wat ons graag vanmôre wil leer en wil sing. So ons gaan hom sing, en as jy hom vang, asseblief, val sommer in. Kom ons maak die Here se naam groot. Sy liefde onthou nie ons sonde en skuld. Deur sy genade en in sy geduld, herskep hy ons daagliks om hom te kan eer. Ons sondes ontelbaar, sy liefde is meer. Geduldig bly wag hy vir elkeen wat dwaal.
praat met ons as ons herder, iemand wat vir ons lief is, die een na wie ons soek, die een na wie ons wil luister, wanneer hy na ons roep. Herder Heer, na wie ek soek. Here, dankie dat ons U kan aanbid as ons koning, as ons herder, as ons Here. Die een wat ons nooi, kom na die fontein van lewende water. Kom drink, kom kry nuwe lewe. Here, dat ons dit sal doen vanmôre ook, Here, en dat ons werklik sal kom drink, deur ons ore oop te maak, deur ons harte ontvanklik te maak, deur elke woord wat U vanmôre vir ons sê, vir ons wil leer, Here, deel sal maak van ons lewe. En dan ook, Here, kanale sal wees van hierdie lewende water daar buitekant in hierdie wêreld. Dank dat ons kan vra, Here, dat U nou met ons sal kom praat. Ons luister graag wat U wil sê. Amen. Al die kindertjies, kom gou na vorentoe vir my. Ek het al gedink ek moet 'n liedjie hierso speel, dan weet hulle sommer hulle moet kom. Op 'n stadium het Prophet mos 'n liedjie geskryf of gesing, al die kindertjies van Jesus is die popos nie. Ons sit hier onder en ons wonder of jy weet, profeet. Dis 'n lekker liedjie om te speel as ek wil hê die kindertjies moet na vorentoe kom. Miskien, net miskien. Ek wil gou vir julle 'n vraagie vra, né? Die oudste van julle is nou so 11 jaar oud en die jongste, hoe oud is jy? Hoe oud is jy? 4. Wie's jonger as 4? Hoe oud is hy? Hy's 5. Sy 5. Okay. Mooi. Hy's bietjie ouer as 4. Okay.
Ek wil gou vir julle vra, as julle dink in julle verskriklike lang lewe wat julle nou al hier op die aarde is, nê? Wie het vir julle die meeste goed geleer? By wie het julle die meeste goed geleer? Ja? By 'n juffrou? OK, ja. Hy het by Jesus het hy baie goed geleer. By mamma leer mamma vir jou baie goed, gereeld, elke dag. Sy het die Bybel baie goed geleer, baie mooi. Ons leer elke dag leer ons goed, né? Mense leer vir ons goed, ons pappas en ons mammas leer vir ons goeders wat ons deel maak van ons lewens. Nou ek wil vir jou vra, wat sou jy sê is die beste ding wat iemand nog ooit vir jou geleer het? Nou soek ek nie 'n mooi Bybel antwoord nie. Ek soek wat is die beste ding wat iemand nog ooit vir jou geleer het wat jy altyd saam met jou sal vat? Wow, dis 'n mooi antwoord. Hy sê die beste ding wat hy nog ooit geleer het is dat Jesus lief is vir hom. Hanu. Dat ons ewige lewe gaan hê? Ja, wat nog? Jesus is altyd by my? Sjoe. Mense leer vir julle mooi goed, hè? Iets wat julle altyd in die hartjies kan dra. Wat sê hy? Wat is die beste ding wat Kies sy jou. Sy is stout, ja. Sies. Moenie hom kielie nie. Weet julle wat leer die Bybel vir ons? Hy het nou mooi gesê, sy leer baie die Bybel uit, né? Nou ek wil gou vir julle 'n teksvers hier opsit. Die van julle wat kan lees gou hier saam met my, wat staan daar? 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Daar staan, die hele Ou Testament kom van God. En 'n mens kan dit gebruik om vir mense te leer, om hulle te waarsku, om vir hulle te sê dat hulle verkeerd doen en dat hulle reg moet lewe. As jy dit doen, dan sal jy iemand wat aan God behoort baie goed weet om elke goeie ding te kan doen. Die Bybel, sy het nou gesê die Bybel het al baie, sy leer baie die Bybel uit, né? Die Bybel leer vir ons presies hoe die Here wil hê ons moet leef elke dag. En daarom is dit so belangrik dat ons sal besef die Bybel kom van God af. Die Bybel is God se woord. Deur die Bybel wil God vir ons elke dag iets nuuts leer. Wat ons moet vat vir onsself, wat ons deel moet maak van onsself en wat ons nooit mag vergeet nie. Nou 'n vraagie wat ek eintlik nou vir julle wou vra is, wat is die beste ding wat jy al ooit uit die Bybel uitgeleer het? Wat is die beste ding wat jy al ooit uit die Bybel uitgeleer het om te doen? Wie wil vir my sê? Wat is die beste ding wat jy uit die Bybel uitgeleer het om te doen? OK, toe maar. Gaan nou loop. Dat jy aan ander mense moet dink. Ja, vir ander mense moet omgee, né? Wat is die beste ding wat die Bybel vir jou geleer het? Jy moet goed uitleef. Ja. Wat is die beste ding? Om te bid. Mooi, die Bybel leer ons ook om te bid, né? Nou wil ek vir julle vra. Die beste ding wat die Bybel jou ooit geleer het, wat jy ooit uit die Bybel uit geleer het. Hoeveel keer doen jy dit regtig? Hoeveel keer gee jy regtig om vir mense rondom jou? Hoeveel keer bid jy regtig? Hoeveel keer jy moet dit elke dag doen. OK? So onthou baie mooi dat alles wat ons onthou of leer uit die Bybel uit, moet ons onthou, maar ons moet dit ook elke dag doen. Dis baie belangrik. Julle trek mos elke dag aan, né? Julle klere. Want mamma en pappa het jou geleer om elke dag aan te trek, né? Julle borsel elke dag julle tande, want mamma en pappa het julle geleer om elke dag julle tande te borsel. Net so moet julle elke dag dit doen wat julle uit die Bybel uit leer. Dis baie, baie, baie belangrik. Sê julle dit onthou? Sê julle dit doen? OK, kom ons bid saam. Maak julle oogies toe, julle handjies bymekaar, dan sit ons gou mooi stil en bid ons gou vir die Jesus. Here, dankie dat U vir ons die Bybel gee, sodat ons uit die Bybel uit elke dag kan leer hoe om as U kinders te leef op hierdie aarde. Help ons, Here, dat dit wat ons vandag en môre en elke dag uit die Bybel uit leer, dat ons dit sal onthou, maar nog belangriker,
dat ons dit sal doen, dit sal leef. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie julle. Jana, jy moet nog hier loop, ek het vir jou ietsie. Jana het 'n verrassingkie vir haar. Julle kan gaan, ons gaan nou dankoffers opneem, en daar is sy. En dan kan julle wikkelwurmpies toe gaan en kinderkerk toe gaan, groot mense gaan dankoffers opneem. Ek wil vra dat ons onsself so 'n bietjie terugvat in die verlede. Party van ons gaan dit dalk nog baie verder moet doen as ander. Maar gaan so 'n bietjie terug in die verlede in jou gedagtes. Na toe jy 'n kind was. Party is nog kinders wat hier sit vanmôre, maar toe jy 'n kind was en jy by pappa en mamma iets moes leer. Wie van julle doen vandag, doen elke dag iets spesifieks wat jy, sonder dat jy eers 2 keer daaroor dink, doen? Wie doen elke dag iets spesifieks wat sonder dat jy eers 2 keer daaroor dink? Omdat dit is soos jy geleer is. Nou ek weet ons moet nou mooi gaan dink oor wat doen ek nou soms so van nature, wat doen ek nou wat so in my ingeprogrammeer is sonder dat ek eers daaraan dink, want jy besef dalk nie eers jy doen dit nie, nê. Maar wat doen jy op 'n spesifieke manier omdat jy so geleer is? Jou pa of jou ma of iemand in jou lewe jou so geleer het. Ek kan aan 'n paar goed dink, ek gaan dit nie alles noem hier nie, maar hoeveel keer het iemand jou al uitgevra oor iets wat jy doen op 'n spesifieke manier? En dan het jy net besef, ek doen dit omdat ek so geleer is. Iets wat iemand ons geleer het, wat ons op 'n gereelde manier of op 'n gereelde basis doen. Op die manier hoe ons dit by die spesifieke persoon geleer het, raak mettertyd 'n gewoonte. Dit raak mettertyd tweede natuur. Ons doen dit sonder om eers te dink.
En dan sien jy ewe skielik ergens in jou lewe iemand wat hulle skoene vasmaak en hy of sy doen dit anders as wat jy dit geleer is. En jy dan vir hulle vra, maar hoekom maak jy jou skoene so vas? Dis verkeerd. Kom ek wys jou hoe moet ons dit doen. Dan sal die persoon dalk vir jou vra, maar hoekom doen jy dit so? Dan sal jou antwoord wees, want ek is so geleer. Ons maak nie almal noodwendig ons skoene op dieselfde manier vas nie. Om 'n simpel voorbeeld te gebruik. Maar jy doen dit so, omdat dit is hoe jy geleer is. Vir jou is dit die regte manier. Iemand anders kan dalk anders geleer wees. Vir hulle is hulle manier die regte manier. Maar tog by ouend kry ons al twee ons skoene vasgemaak. En op die einde werk dit vir my. Maak nie die regte saak wat ander mense daaroor sê nie. Ek lees toe weer 'n baie bekende teks wat ons almal al soveel keer gehoor het, 'n teks wat ons altyd gewoonlik lees as ons praat oor sending, Matteus 28 vers 19 tot 20. En ek lees weer die teks en ewe skielik praat hierdie teks met my op 'n ander manier. En kom ons lees hom net weer saam. Kom ons luister baie mooi wat hier staan. Daarom moet julle gaan en julle moet die mense van al die volke my disippels maak. Julle moet hulle doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Julle moet vir hulle leer om gehoorsaam te wees aan alles wat ek vir julle gesê het. En onthou, ek is altyd by julle, tot die einde van die wêreld. Daarom moet julle gaan en julle moet die mense van al die volke my disippels maak. Julle moet hulle doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Julle moet vir hulle leer om gehoorsaam te wees aan alles wat ek vir julle gesê het. En onthou, ek is altyd by julle, tot aan die einde van die wêreld. Nou, ons is almal lidmate van die NG Kerk. Toevallig is vandag Toerusting Sondag in die NG Kerk en herdenk ons of gedenk ons hierdie dag die voorreg wat ons het om geleer te kan word uit die woord uit, om toegerus te kan word deur die woord, deur hierdie instelling wat ons die NG Kerk noem ook. NG Kerk wat baie teenkanting kry, NG Kerk wat baie houe vat, want daar's mense by betrokke en mense maak foute. Maar toe ek hierdie gedeelte lees, toe tref dit my net weer eens hoe ongelooflik geseënd ek is. Want ek in 'n kerk soos die NG Kerk kon groot word. Wat hierdie opdrag van Jesus om uit te gaan om mense te gaan vertel van hom, maar ook die stukkie wat ons geneig is om so 'n bietjie te vergeet, leer hulle om gehoorsaam te wees aan alles wat ek vir julle gesê het. Daai stukkie so ongelooflik getrou gedoen het deur die jare, deur die bestaan van die NG Kerk, deur kategese, deur sonnaarskool. Deur ouens soos ek en jy wat as kind in 'n sonnaarskoolklassie kon gaan sit en daar deur 'n oom of 'n tannie uit die Bybel uit geleer kon word. Oor die Bybel, oor Jesus. En ons so sonder dat ons dit besef, sonder dat ons dit agterkom, in 'n verhouding met Jesus ingaan. Hy deel word van ons lewe. Hy deel word van wie ek is. Ek op 'n punt kon sê, maar ek ken vir Jesus. Want ek is so geleer. Ek is so geleer deur die kategese stelsel, deur die kerk. Ons vergeet baie keer dat die leerdeel van die opdrag, leer hulle, deel is van die opdrag. Ons kyk na die sending opdrag, gaan vertel van Jesus. En dan is ons geneig om baie kere uit te spring in die wêreld in te hardloop en dood eenvoudig mense tromp op te loop en vir hulle te sê, ken jy vir Jesus? Ken jy vir Jesus?
En as hy sê nee, dan vertel jy hom gou-gou van Jesus en dan gaan ons nou maar weer aan. Ek het eendag saam met 'n ou gewerk wat so gewerk het. Hy het so 'n boekie in sy hand gehad en dan gaan hy kry iemand in die straat en sê vir hom, wat is beter as goud? Dan sal hy vir ou vir hom sê, ek weet nie, dan sê hy, kom ek vertel vir jou. Dan vertel hy vir hom gou-gou deur die boekie van Jesus en dan los hy man net daar, dan gaan hy weer aan na die volgende ene toe. So hy het die eerste deel van die opdrag uitgevoer om van Jesus te vertel. Maar hy het nooit by die leerdeel uitgekom nie. Om vir Jesus te leer ken nie. Om vir Jesus te leer ken en by Jesus se voete te kan gaan sit en by Jesus te leer wat dit is, hoe ons moet leef elke dag. Om vir iemand uiteindelik te kan sê, ek doen wat ek doen, ek leef soos ek leef, want ek is so geleer deur Jesus self. In kerk waar ons is, het mense vertel van Jesus, maar hulle het ook mense geleer oor Jesus. Oor alles wat Jesus geleer het. Alles wat Jesus gedoen het. In 'n ongelooflike goeie kategese-sisteem. Iets wat ons geneig is om bietjie af te skeep. Nie so ernstig op te neem in ons lewens nie. Iets wat ons geneig is om met nog iets te sien wat ek moet doen. Maar eintlik is dit waar fondasie gelê word. Waar ek en jy geleer word. Om uiteindelik te kan sê, ek ken vir Jesus. En dan sal ons agterkom dat 'n groot deel van wie ons is, hoekom ons sekere goed doen, op sekere maniere doen, is omdat ons so geleer is by die sonnaarskool, deur 'n oom of 'n tannie, uit die Bybel uit. Nou ek moet erken, dat ek in my tyd, toe ek op sonnaarskool was, die voorreg gehad het om ouers te hê, wat verskriklik erg daarop was, dat ons moes kategese bywoon. Nou, hulle was vreeslik erg oor dat ons moes skool bywoon, want my suster het 12 jaar getroue skoolbesoek gehad, ek het 12 jaar minus 2 dae getroue skoolbesoek gehad, my broer het heel waarskynlik ook 100% getroue skoolbywoning gehad in die 12 jaar wat hy op skool was. Maar kategese bywoning was vir hulle net so belangrik. Ons het geen kategese les gemis nie. Selfs al moes hulle weggaan vir 'n naweek, het hulle ons by iemand gelos sodat ons sonnaarskool toe kan gaan. Dis deel gewees van ons grootwordproses. En vandag is kategese nog steeds vir my belangrik. My 2 kinders wat daar sit, sal weet, kategese is vir hulle belangrik. Hulle gaan kategese toe. Hulle gaan kuier nie sommer by 'n maatjie, wat ook al die geval mag wees, as ons nie weet, hulle gaan nie volgende dag ten minste kategese toe ook nie, of kerk toe ook nie. Dit bly belangrik. Maar terug na ons teks toe. Jesus se opdrag. Julle moet mekaar leer om gehoorsaam te wees aan alles wat ek vir julle gesê het. Moet ons vir onsself die vraag vra dan vanmôre. Wat het Jesus vir my geleer? Wat het ek by sy voete geleer? Wat het hy vir sy disippels geleer? Wat het hulle geleer wat hulle weer moes gaan leer het, sodat die wêreld, die mense wat hoor van Jesus en wat moet leer oor Jesus, sal kan rekenskap gee van wat hulle geleer het? Wat is die belangrikste goed wat ons by Jesus kon leer? En ek wonder as ek die vraag sou vra vanmôre, hoeveel van ons sou vinnig op ons een hand kon tel, dis wat Jesus my geleer het. Kindertjies het nou mooi antwoorde gegee. Maar wat het ek by Jesus al geleer? Deur sy woord. Spesifiek by hom. Wat het hy my geleer om sekere goed op 'n sekere manier te doen? En wat deel is vir my lewe vandag? Wat ek oor kan sê, want ek is so geleer deur Jesus. En as ons teruggaan in die Nuwe Testament en ons begin amper in die begin waar Jesus met sy disippels besig is, dan vra hulle vir hom, maar Here,
Leer ons hoe om te bid. En dan leer Jesus sy disippels op 'n eenvoudige manier die Onse Vader gebed. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. Kom leer Jesus vir sy disippels dat hulle vrylik na God toe die Vader toe kan gaan, dat hulle by sy voete kan gaan sit en dat hy dood eenvoudig hulle hartsbegeertes aan hom kan bekend maak en kan vra wat op hulle lewens is. Kan vra wat hulle nodig het om vandag te kan leef tot sy eer. Jesus het ons ook geleer oor die Bybel. Lukas 24 vers 27 staan daar, daarna het hy by my, of by Moses eerder, en al die profete begin, en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het, vir hulle uitgelê. Hy die hele Ou Testament het hy gevat en hy het vir die disippels geleer oor die woord, maar nie net oor die woord, sodat hulle die woord sou lees as 'n boek met mooi stories in, met verhale uit die ou tyd uit nie, maar sodat hulle deur die woord te lees, Jesus in die woord sou raak lees. Hom sou leer ken deur die woord te lees. Jesus het vir my en vir jou kom leer, vir my en vir jou kom sê, wanneer jy die Bybel lees, soek my in elke teks wat jy lees. Lees my raak. Die Bybel is nie net 'n boek wat ons lees nie. Dit is die lewende woord van God, soos ons 'n paar sondae terug gehoor het. Dit is 'n woord wat deur God met ons praat. Maar dit is 'n woord wat deur ons vir Jesus ook leer ken. Die belangrikste persoon wat ek en jy ooit kan leer ken. Jesus het ons ook geleer, Matteus 25, 35 tot 36, om ander te help rondom ons. Om regtig hande uit te steek na mense rondom ons wat in nood is en vir hulle te help. Iets wat ons tog probeer elke dag, want ek was honger en dors en julle het my iets gegee om te eet. Of ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my gasvry ontvang. Hele teksgedeelte kom sê Jesus vir my en vir jou hoe ek en jy behoort te leef elke dag teenoor hierdie wêreld, die mense in hierdie wêreld waarin ons leef. Asof dit Jesus is, saam met wie ons leef. 'n Bitter belangrike les wat ek en jy moet leer by hom. Jesus kom leer ons ook om diensbaar te wees. In die lewe waarin ons is vandag, in die wêreld waarin ons leef, gaan dit oor hiërargie, dit gaan oor aansien, dit gaan oor belangrik wees, dit gaan oor mag uitoefen, terwyl Jesus vir ons kom sê het, maar dis nie hoe dit werk in die koninkryk van God nie. Markus 10 vers 45, die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Kom leer Jesus vir my en vir jou dat wanneer ek en jy met ander mense in aanraking kom, wanneer ons in selfs gesagsposisies is, leiersposisies is, dit nie daar gaan om van bo af na onder toe te lei nie, maar regtig die mense te dien deur dit te lei van onder af boontoe, op die hande te dra, diensbaar te wees. Een van die belangrikste lesse wat ons ooit by Jesus kon leer. Jesus kom leer ons ook hoe om te gee, sonder om iets terug te verwag. Hoe om te gee van onsself, sonder om iets terug te verwag. Lukas 13 vers 34 tot 35, ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Deur so om te gee, deur die omgee liefde van Jesus te leef elke dag in die wêreld waar ons is, maak ons hom sigbaar. Deur na Jesus te kyk en te kyk hoe hy geleef het in die 3 jaar wat hy aktief bedien het op hierdie aarde. Kom leer ons hoe ons moet leef met omgee harte. Deur mense nader te trek eerder as weg te stoot.
ongeag wie of wat hulle is. Deur nie na mense se foute te kyk nie, maar eerder na die een wat hierdie mense se foute kan heel maak, kan herstel, kan genees, Jesus Christus. Wat na daai persoon kyk en die woorde van die liedjie wat ons nou gesing het, uitroep. Net soos jy is jy goed genoeg vir my. Niemand mag iets anders daaroor sê nie. En dan het Jesus ook gekom en ons geleer oor sy kerk. En 'n baie belangrike ding hier in die begin gesê het, toe hy Matteus 16 vers 18 gesê het, en ek sê vir jou, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou. En die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Hy kom sê dat die kerk, waar die NG Kerk deel is van, waar jy en ek deel is van, nie onder die beheer van mense staan nie. Veronderstel is om onder die beheer van mense te staan nie. Maar dat Jesus die hoof is. Dat ons dit altyd moet onthou. Dat ons altyd as ons dink oor die kerk, dink oor kerk wees, dink oor wat die rol van die kerk in hierdie wêreld veronderstel is om te wees, daaroor sal dink dat die kerk aan Jesus Christus behoort, dat hy die een is wat die kerk geplant het in hierdie aarde. Dat hy die een is wat die kerk in stand hou. Dat ons daarom altyd moet teruggaan na hom toe en gaan luister. Wat is u wil? Hoe moet ons? Wat moet ons? Sodat u verheerlik sal word deur ons, u kerk, u liggaam. Nou leer ons verder in die Bybel hoe Jesus hierdie kerk as sy liggaam uitrol vir die mense, deur 'n Petrus, deur 'n Paulus. En sê my, elkeen is 'n lidmaat, 'n ledemaat in hierdie liggaam. Ons almal is deel van mekaar. Ons kan nie op ons eie funksioneer nie. Ons het mekaar nodig, ons moet mekaar aanvul, ons moet mekaar dien. Ons moet deur dit te doen Jesus sigbaar leef elke dag in hierdie wêreld. Wat ek dink ons so 'n bietjie eerlik met mekaar oor moet wees vanoggend, is op hoeveel terreine van ons alledaagse lewe ons dinge op 'n sekere manier doen. Ons op 'n sekere manier optree. Ons op 'n sekere manier leef, omdat ons so geleer is. Nie deur ons ouers nie, nie deur ons kategese ooms of tannies nie, maar omdat ons so geleer is deur Jesus. Wanneer ons by sy voete sit en toelaat dat hy vir ons sê, dis hoe jy dit moet doen. Hoeveel keer het iemand jou al gevra, hoekom doen jy dit so? Hoekom tree jy so op? Hoeveel keer kon jy werklik antwoord? Want Jesus het my so geleer. Liewe broer en suster, wanneer ek en jy sê ek is deel van die kerk, wanneer jy en ek sê ons is deel van die liggaam van Christus, dan moet ons daar buite in die wêreld elke dag vir mense kan sê, want Jesus het my so geleer. As ons dit nie kan doen nie, as ek bevrees, lieg ons vir onsself. Want dan is jy nie kerk soos jy veronderstel is om kerk te wees nie. Dan is jy nie deel van die liggaam soos jy veronderstel is om deel van die liggaam te wees nie. Dan leef jy in kompartemente. Kerk Sondag, wêreld Maandag tot Saterdag. En dis nie wat Jesus ons kom leer nie. Dis nie hoe Jesus ons kom leer om te wees nie. Hy kom leer vir my en vir jou, om elke dag met hom tyd te spandeer, sodat ons elke dag by hom kan leer hoe om te leef, wat om te doen, hoe om op te tree.
Sodat ons elke dag die antwoord sal reg hê vir mense, want Jesus het my so geleer. Om dit te kan doen, moet ek en jy sterf vir onsself. Moet ons sterf vir onsself en werklik weer uitkom by die kern van Christendom, by die kern van ons geloofslewe. Ons weer voor die voete van Jesus gaan kniel en onsself oorgee en sê, Here, hier is ek. Sondige, nietige mens. Hier is ek. Ek moet bely dat die eie ek vir te lank op hierdie troon gesit het van my lewe. Here, hier is ek. Kom word U weer koning van my lewe. Kom word U weer die een wat op my lewe se troon sit. Kom leer U my weer. Kom lei U my weer. Kom wys U my weer. Kom help my, Here, dat my antwoord altyd sal wees, want Jesus het my so geleer, en nie, dis omdat ek dit so wil doen nie. Mag ons antwoord baie meer gereeld wees, want Jesus het my so geleer. Ek gee geleentheid vir stil gebed. Here, ons sê so baie keer nie U wil nie, maar nie my wil nie, maar U wil, Here. Net om amen te sê en dan maar weer op te staan en aan te gaan met ons eie ding. Ons eie ding op ons eie manier te doen, ons eie wil uit te leef. Vergewe ons daarvoor, Here. Help ons, Here, dat ons baie meer erns sal maak daarmee om werklik U wil te soek. En wanneer ons U wil hoor, en ons by U voete leer hoe dit is wat U wil hê ons moet leef, dat ons nie sal terugdeins nie, dat ons sal gaan leef hoe U wil hê ons moet leef, sal sê wat U wil hê ons moet sê, sal doen wat U wil hê ons moet doen. Dat ons werklik liggaam van U sal wees, kerk van U sal wees, 'n lewende liggaam, 'n lewende gebou, saamgestel uit lewende stene, mense wat mekaar dien, wat die wêreld dien, deur U te dien, sonder om enigstens terug te deins. Kom help ons, Here, om elke dag opnuut by U voete te sit en by U te leer wat dit is wat U vir ons wil leer. Sodat ons altyd 'n antwoord sal reg hê. Altyd vir die wêreld sal kan sê, dis Jesus. Jesus het my so geleer. En Here, as dit swaar gaan, as ons in hierdie lewe bietjie gedruk word van alle kante af, deur die wêreld, deur omstandighede, mag ons in daai omstandighede ook, Here, by U voete kom leer hoe dit is om in daai omstandighede te kan optree. Here, dankie dat U woord altyd met 'n antwoord reg sit. Dat U hierdie woord in die Gees altyd met 'n antwoord reg sit om ons in alle omstandighede by te staan en te help en op te bou en te versterk. Dankie dat ons nooit sal wonder of hoef te wonder oor wat om te doen en hoe om te leef nie. Want U gee vir ons dit alles. Mag ons, Here, onsself laat leer deur U. Mag ons sterf van onsself sodat ons elke dag nuwe dinge kan leer by U.
Maar gaan niks in ons lewens enigstens teenstand bied teen dit wat U vir ons wil leer nie. Teen hoe U wil hê ons moet leef nie. Teen wat U wil hê ons moet doen en sê in hierdie wêreld nie. Mag ons totaal meegesleer word deur die Gees, Here. Meegevoer word deur die Gees, gedring word deur die Gees om elke dag as kinders van God te leef. Dankie Here dat ons dit vanmôre vir U kan kom vra. Met vrymoedigheid. Amen. Ons gaan afsluit met Vlam 034 daarom. Dit is 'n loflied wat ons sing tot eer van die Here. 'n Lied waarmee ons regtig net voor hom kom kniel en vir hom sê, omdat U vir ons alles gedoen het. Omdat U is wie U is. Omdat U die een is wat storm stil maak, wat my kom leer, wat my kom krag gee vir alles wat in my lewe moet gebeur. Omdat U vir my in die kruis betaal het deur vir my te wys wat ware diensbaarheid is. Daarom sing ek. Daarom gee ek U my stem. Daarom juig ek. Daarom maak ek U naam groot. Kom ons staan en sluit ons. Kom ons ontvang die seën van die Here. En kom ons gaan leef omdat hy ons so geleer het, soos hy geleer het. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, die gemeenskap en die kragtige werking van die Heilige Gees, is en bly met elkeen van ons.
vra ons sin waar ons hier voor U staan. U het U goedheid weer aan ons betoon. Ons saam wees in U naam met guns bekroon. Baie geseënde Sondag vir elkeen en 'n lekker week. Daar's nie tee vanoggend nie, want die simfonieorkes, ek sien hulle is al hier, hulle is besig om dit goed uit te pak, so hulle gaan daar in die saal en hier wees. So daar's nie tee vanoggend nie, maar ons sal volgende Sondag weer hê. Baie geseënde week vir elkeen verder. Sê weer?